dat 'n vrou so moet sukkel om haar gesin by die tafel te kry. Ons het in die tuin vir jou gewag. Ek het by die tafel vir julle gewag. Sorry, Skandabel. Ek was besig met 'n baie belangrike oproep. Dit beteken hy het gechat met daai satanic Chardonnay set. Sy lyk net so. Eintlik is sy baie konservatief. Dis ons almal se skuld. Ja nee, ons het kliphard gebid dat die dikgatte meisie moet kry. As ons meer spesifiek gewees het. Daar is 'n baie groot verskil tussen bid en 'n bestelling plaas. Ek moenie vir jou stupid hou nie, jy weet wat ek bedoel. Ek like jou cherrytjie. My gut feel sê vir my sy's op drugs. Ma's verkeerd. Chardonnay is high on life. My gut feel is nooit verkeerd. Chardonnay is heeltemal te skinny. Ek dink sy het 'n eating disorder. Dit sou my nie verbaas nie. Ek dink nie dat enige iemand in hierdie gesin 'n woord moet sê oor 'n eating disorder nie. Is dit nou jou manier om vir my te sê ek is dik? Ma's nou nie eintlik maar nie. Gaan jy net daar sit en toelaat dat die klein dikgat sulke goed oor jou vrou sê? Ek like jou man net so rond en gesond soos sy is, okay? Dis nie eintlik wat ek wou hoor nie. 'n Man moet iets sê om aan te vat. En gelukkig het jy baie. Ja, shut up nou daaroor. Nou is ek skoon afgesit. Ek het my eetlus verloor. My ouers het eendag toe ek klein was vir my by die rand se paaskou verloor. Ai, regtig, pa? Hulle het my nie gesien verdwyn nie want hulle aandag was afgetrek deur daai bloody wynproestalletjie. Ek hoop net Paul gou weer gekry. Ja, laat daai aand net voor die skou toemaak in die polisie se karavaan. Waar hulle Paul kom soek het. Nee. Toevallig was my ma in daai selfde karavaan aangekla omdat sy die wynskinker 'n kopklap gegee het. Julle moet asseblief nie alles glo wat julle pa julle vertel nie. Teres van Rooyen se pa was 'n dominee in die hervormde kerk. Vandag is hy 'n hervormde alkoholist. Shut up asseblief oor teen 'n privaat besigheid. Shut up jy. Shut up jy. Shut up jy. Hey, shut up julle albei. Toe sê hulle wors. Al wat ek wil sê is dat my ouers baie lief was vir my. Wat laat jou dit sê? Hulle sou my definitief begin soek het as hulle my nie toevallig gekry het voor hulle my begin soek het nie. Ja, vergeet nou daarvan. Dit was baie lank gelede. Hoe weet 'n mens as jy verlief is? Ag nee, asseblief. Moet net nie vir my sê jy's verlief op daai groot ooggeraamte nie. Ek weet nie, maar elke keer as ek aan Chardonnay dink, dan kry ek so 'n warm gevoel. Waar? Waar wat? Waar presies kry jy daai warm gevoel? Ah, ons is aan tafel. Om en in my ore. Jou ore? Ja, snip. Dit voel asof my ore gloei. Dit moet iets anders wees. Want 'n mens gloei nie daar van liefde nie, of hoe Molly? Hy moet liewer op sy studies konsentreer as op daai klein margat drug addict. Jy het Melvin met my werk raak deesdae net so aan die slaap. Slaap hy by die werk? As jy hom soek, dan sit hy vas aan die slaap op die levy. Hoor julle saam met wat sy luigat rubbish werk julle pa, hè? Die probleem is, 2 weke gelede het sy nuwe cherry daar by hom ingetrek. En tot nou toe kon hulle nog nie een nag deurslaap nie. Haai, hoekom nie? Gebruik jou verbeelding, stupid. Ek wil nie weet wat in jou common kollegas se slaapkamers aangaan. Na ons getroud was dit seker eers so 6 maande voor ek en jy kon deurslaap of hoe? 7 maande. Oh, please. Information overload. Dis op ons hek wat oopgaan. Ja, dis my ma. Met 'n helse klomp bagasie. Ek wonder wat dit beteken. Jou bliksem. Die hel gaan los wees as jy iets hiervan geweet het. Ek het gedink sy maak net 'n grappie. Kom ons gaan help jou ouma met haar goedjies. Grappie? Wat 'n flippin' grappie is dit? Dis 'n nagmerrie, ma. Dit is presies so iets wat my kan trigger om weer te begin drink. Is dit wat jou verdomde pa wil hê? As ouma hier kom bly, drink ek saam met ma. Hoe kan sy sommer net so sak en pak haarself nie wil kom plat? Hierdie huis is heeltemal te klein vir my en haar, heeltemal te klein. Eintlik kan ek nie eens dieselfde buurt as sy bly nie. As ouma dan hier moet bly, laat haar in dikgat se rondawel intrek. Dis ten minste nie in die huis nie. En waar gaan hy? Sit hom liewers in die spaarkamer as vir ouma. Ek wil jou pa verwrig. Hy moes geweet het sy ma is besig om haar woonstel te verkoop. Hoekom die hel het hy nie vir my gesê nie? Ek dink maar weet hoekom pa nie 'n woord gesê het nie. Net gister by die werk het Marie ons horoscopes gelees. Ek haat daai goed.
Maar myne het gesê, expect the change for the worst. En kyk nou, dit was reg. Is ouma nie al oud genoeg om in 'n ouer huis te gaan bly nie? Sy raak beserk as mens net die woord ouerhuis voor hom noem. My senuwees gaan dit nie hou nie. Jou senuwees. Ek is so naby soos 'n belouningskil se dikte van 'n nervous breakdown af. Jy moet ek vir 'n paar dae by Annetjie gaan oorslaap. Net as ek saam met jou daar kan gaan oorslaap. Ouma kan nie hier bly nie. Ons almal weet dit. Veral jou pa. Hy sal nou finaal moet kies. Of sy ma waai of ek waai. En dit is dit. Kom ons ry. Ek is vandag so baie. Ek rol sommer my kar. Ek sal bestuur, ma. Ek hoop is okay, ek moes dit self maak. Het ek jou niks geleer nie? Mens maak tee in 'n koppie met 'n piering, nie in 'n koffiebeker nie. Maar ek het dit so gemaak. As maar dit nie so wil drink nie, smy dit uit. Ek is jou ma, nie die huishulp nie. I'll have you know. Molly is nie baie gelukkig dat ma sommer hier kom intrek het nie. My woonstel is verkoop. Waar moet ek heen? Moet ek op die straat gaan bly? Dis nie wat ek gesê het nie. Julle bly hier in luxury. In ou Jolly Molly se geërfde huis. 'n Massiewe plek. Wil jy vir my sê hier's nie 'n ou lêplekkie vir 'n huislose ma nie? Woonstelloos. Moenie vir jou probeer slim hou nie. Dit pas glad nie by jou nie. Okay, ek is miskien nie die skerpste potlood in die pakkie nie. Vetkruit. In jou pakkie is daar net vetkruit. Stomp vetkruit. Ek verstaan nie hoekom ma die woonstel verkoop het nie. Ek het geen ander keuse gehad nie. Ma se woonstel was op 'n tyd klaar afbetaal. Ek weet. Jy moes my gekeer het om nie 'n nuwe verband op my woonstel te registreer nie. Ek moes maar gekeer het. Ek. Ja, jy. Wat 'n soort onverantwoordelike seun is jy? Jy van alle mense wat voor jou siel weet. Jou ma het 'n swak plekkie verdobbel. Dis nie my skuld dat ma se woonstel se verband weggedobbel het nie. Jy het nie soveel moeite gedoen om my te probeer keer nie. Maar weet dit maar nie vir te lank hier kan bly nie. I beg your pardon. Komende van iemand wat vir 20 jaar gratis op jou ma en jou oorlede pa se nekke gelê het. Van die dag van jou geboorte af tot die dag dat jy uit jou ouerhuis geloop het, het jy nie vir een dag se verblyf of kos betaal nie. Niks, nie 'n sent nie. Ek het nie uit my ouerhuis uitgeloop nie, ek was uitgegooi. Jy was gelukkig. Jy het weggekom met 20 jaar. Goeie genade. Deesdae word 'n mens uit jou plek gesit as jy net 1 maand se huur nie betaal nie. Ja, meneertjie. You owe me big time. Ek gaan nie rondawel baie mis. Hoe dink jy voel ek daaroor, hè? Na al die vryheid en privaatheid wat ek hier gehad het, moet ek nou die huis intrek. Ek gaan al jou foto's moet afval. Jou ouma gaan dit nie so baie waardeer soos ons twee nie. Dat dit juis nou moes gebeur. Presies wanneer ek op die punt is om 'n cherry te kry. Ek kan nie wag dat jy my voorstel aan Charmenay nie. Ek weet nie eintlik of ek moet nie. Wat is jy bang sy like my miskien bietjie te veel? Ja, jou bliksem. Sy is verskriklik sexy. Dit is net jammer sy stel nie belang om te intiem te wees vir die huwelik nie. Bestaan daar nog sulke girls? Persoonlik ken ek net een. En soos my lak werk, is sy die een wat in my belangstel. In daardie geval het ek heeltemal belangstelling verloor. Omdat sy in my belangstel of omdat sy nie voor die huwelik gooi nie. Rede 2 is vir my heeltemal 'n deelbreker. Is dit? Wat 'n soort vriend is jy, hè? Wat bedoel jy?
Ware vriende vry nie mekaar se cherries nie. Man, ek sal nie eers na Charmenay kyk nie. Sy het 8 piercings en 5 tattoos. Ek stel nie in die minste belang nie. Dan is jy 'n ware vriend. Waar is haar tattoos? Op haar skouers, enkels, 'n helse een op haar rug en 'n kleintjie op elke bout. Het sy dit al vir jou gewys? Ja, natuurlik. Charmenay is nie skaam om haar lyf te wys nie. Sal sy dit vir my wys? Nee. Want soos ek jou ken van Rooyen, sal jy joune vir haar wys as hy hare vir jou wys. Askies. Het ek nou reg gehoor? Wat gehoor? Van wie het julle twee gepraat? Jou ouma. My ouma. Verstaan jy nou? Natuurlik. Ek het meer as 2 breinselle. Hoekom klink jy nog kwaad? As jy net na daai Charmenay se kant toe kyk, mag jy nooit weer aan my raak nie. Ek stel nie in die minste in haar belang nie. Is bloot my belangstelling in tattoos en piercings wat geprikkel was. Ek dink baie sterk daaraan om ook 'n tattoo te kry. So 'n klein vuurtjie. Dit klink oulik. Net hier op my buit. Ah, regtig. 'n Vuurtjie wat vlieg. Ek dink dit is 'n goeie idee nie. Hoekom is dit nie 'n goeie idee nie? Wie gaan die tattoo vir jou doen? 'n Ou of 'n girl? Wel seker maar 'n ou. Ek ken nie enige girls wat tattoos doen nie. Dan moet jy dit liewer op jou skouer kry. Is jy bang 'n ander ou sien my buit? Sien en voel en vat en wie weet wat nog nie. Ek is mal daaroor as jy so jaloers raak, jy rubbish. Ek sou toelaat om die tattoo te kry. As die ou handskoene dra. En nie daai klein dun latex gloves nie, regte dik welding gloves. Welding gloves. Ja. En 'n blinddoek. Sien my jy rubbish. Wat die hel gaan jy dan? Ek en Blapsie gesels net 'n bietjie antie. Dan lieg jy ook nog. Ek het met my eie oë gesien hoe jy met 'n oop bek soos 'n trompet vir my kleindogter 'n vieslike Franse hoop wil gee. Nooit antie. Ek ken jou soort. Toe, skoot. Maak jy wegkom voor hierdie antie haar vererg en jou so hard bo op jou kop klap dat jou fondament 'n klein ronde nulletjie op hierdie stoep slaap. Ouma, Dennis is my ou. En ek is jou ouma. Mens vry nie voor jou ouma nie. Ek gaan in die tuin sit en moenie dat ek jou moet smeek om vir my 'n koppie tee te bring nie. Dankie, skarrewol. Nie jy vir my skarrebol nie. Eintlik moes ek 'n koppie koffie oor jou kop uitgegooi het. Wat het jou nou weer ontstel? Was daai backmechanic by die werk misluk met jou, want ek is lankal lus gee om 'n goeie kop stamp. Jy weet bly goed, dis jou ma. Waar's my ma? Sy rus. Ek moet haar wakker maak net voordat haar soupie op ons TV begin. Dalk moet ons vir my ma haar eie TV in die spaarkamer insit. Nee. Sal haar net aanmoedig om langer te bly. Molly, ek skuld my ma verskriklik baie geld. En sy het gedreig om my hof toe te sleep as ek haar 'n gat gaan wees. Is dit wat se geld skuld jou? 20 jaar se Lucies, kos, klere, skoolgeld, sakgeld, sweetsgeld, alles. Is sy van haar flippend kop af? Sy het die bedrag uitgewerk en sy is heeltemal bereid dat ek haar in maandelikse paemente terugbetaal. Hoeveel is die maandelikse paaiement? R4.800 excluding VAT. Ek dink is baie billik van haar. Ek het ook so gedink. Toevallig is dit presies dieselfde bedrag wat haar Lucisie by ons per maand kos. Hy regtig. Ek het dit uitgewerk. OK, maar dan kanselleer die een bedrag mos die ander een uit. Korrek, en hoef julle mekaar niks te gee nie. Sjoe, is 'n verligting. Nou moet jy dit nog net vir haar gaan vertel. Gaan sê jou ma. Molly, jy is baie beter met woorde as ek. Gaan sê jy haar toe. Jy gaan na sê versagie of jy slaap vanaand op hierdie flop en rusbank. Ek het kos om klaar te maak. My ma weier om dit te eet.
Is my kos nie goed genoeg vir haar nie? Nee, sy sê dis te duur. Ekskuus? Sy sê ons het 'n verdomde chick om maar soveel lesies te vra vir daai vieslike klein kamertjie en hierdie gemors kos. Is dit? Vir daai prys wil sy ten minste die hoofslaapkamer hê en 'n menu om vanaf te kies. Jou ma sop van my. Bedaar, Molly. Ek het soveel stres met daai werk met daai bliksem se Echo battery en daai Melvin wat konstant op die levy in die slaap raak. Ek wil nie by die huis ook stres hê nie. Kom ek verduidelik dit vir jou, dat jy mooi kan verstaan. Jou ma kan nie hier bly nie. End of story. Nou wat? Moet ek haar wegjaag? Moet sy op straat gaan bly? Ek gee nie al om waai en sy gaan nie net hier nie. Molly, dis al 'n bietjie laat. Kan sy darm net vanaand nog hier oorslaap? Man, ek bedoel nie sy moet onmiddellik hier uittrek nie. Alhoewel dit 'n helse verligting gaan wees. Sy moet net so gou as moontlik 'n ander plek kry en trek. Wat as sy eers net in die ronda wil intrek? Nee, dit is Dikgat se plek. Hy bly daar. Sy moet uit. Jou ma kry 'n baie goeie pensioen van jou pa se werk af. Sy kan baie maklike oordentlike ouerhuis bekostig. Sal jy dit vir haar gaan sê? Ons sal dit saam vir haar sê. Dit is nie ons skuld dat jou ma haar woonstel weggedobbel het nie. Maar hier moet sy uit of ek vat my goed en waai. Ek sweer ek pak ook my goed en waai saam met jou. Jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. En wat sê jy? Of jou ma waai of ek. Los vir jou. Dankie, ouma, dat ouma nie meer in my rondaal wil intrek nie. Dankie se gat. Ek is nou tes gegee. Ek word teen my sin hier weggejaag. Ai, nou oordryf ouma. Maar dis oukei. Die familie gaan hiervan hoor. As ma so lief is om stories aan te dra by die familie, hoekom gaan bly ma nie liewer by een van daai mense in die familie nie? Ek is nie jou ma nie. Moet dit asseblief nie vir my noem nie. Nou wat moet Molly dan vir ma noem? En jy? Jou klein instrument hooligan? Jy mag ook nie meer vir my ma sê nie. Daai voorreg het jy verbeur. Van nou af is ek vir julle twee fetties, mevrou Versagie. Mag ek en Blapsie nog vir ouma nie? Probeer jy snaaks wees? Nee, mevrou Versagie. Kyk, daar's 'n voeltjie. Wawa, ek sien niks. Al wat ek nou sien is sterretjies. Mama weet maar mag nie aan my kinders slaan nie. Net Molly mag dit doen. Nie dat haar slaanery enigsins help nie. Hier is geen dissipline in hierdie huis nie. Min dissipline maak baie meer geluk. Wat 'n geluk. Van ek hier is, het ek nog skaars vir een van julle sien glimlag. Ek wonder hoekom. Ek het hoeveel keer vir Wors gewaarsku dat 'n huwelik saam met jou bitter moeilik gaan wees, maar hy wou nie luister nie. Mevrou Versagie, ek en Molly is baie gelukkig getroud. Okay. Julle kan maar ophou pretend. Ek het toevallig gisterand verby die kombuis geloop en baie duidelik gehoor hoe sy dreig om jou te los. Ai ma, is dit waar? Ouma is 'n baie moeilike mens, ma. Ek haat dit as hy kopklappe uitgee. Al het daai dik gaan dit verdien. Ek haat dit as hy vir tennis hier wegjaag, as vrye praat is. Ag, want jou ouma is kwaad vir alles en almal, maar sy eintlik kwaad is vir haarself. Die lewe is erg genoeg sonder dat mens soveel onnodige issues moet hê. As jy die woord issue in die woordeboek opsoek, is daar net 'n foto van jou ouma. Ai ma. Ek het 'n afspraak by dokter Nel gemaak vanmiddag. Sy moet vir my kalmeerpille gee. Anders gaan ek weer begin self-medicate met polisiekoffie. Kry liewer kalmeerpille of selfs 'n inspuiting. Daai soort koffie maak ma baie aggressief. Toe maar jy bekommer jouself verniet. Ek gaan nie toelaat dat julle ouma my iets laat doen wat ek nie wil doen nie. Jou ma skeer my gesin in twee. Hoe so? Lapsie gaan vanaand by Annie Keller se huis oornag en hy dik gat gaan dieselfde doen by daai rubbish van Rooyen se huis.
Waar's my ma? Sy kiep. Die tyd van die dag vang sy mos altyd aan middag slaap. Ek het 'n helse dag by die werk gehad. Ek moes vir arme Melvin 'n skriftelike waarskuwing gee. Moes hom lankal gefire het. Waaroor moes jy hom waarsku? Sleeping on the job en brandstigting. Het hy iemand se kar aan die brand gesteek? Nee, hy het aan die slaap geraak op die levee met sy sigaret en toiletraal. Kan jy dit oorvertel? As Neville Naidoo nie verby daai levee geloop het en hy rook onder die deur gesien kom het nie, kon hy hele workshop afgebrand het. Wie het die brand geblus? Neville Naidoo met 'n brandblusser. Hy het daai binnekant van die levee en vir Melvin spierwit gespuit met die skuim. Visagie, ons moet praat. Elke keer as jy dit sê, is dit sleg en jy het jou kar gestamp. Ek was vanmiddag by Dr. Nel. Sy het my vir 'n week lank afgeboek. Is jy siek? Jy lyk nie siek nie. Ek is op die rand van 'n nervous breakdown. En wat nou? Hoe genees mens dit? Sy het my ingeboek by 'n wellness kliniek vir 5 dae. Vir 5 dae. Waar is die kliniek? Gaan vir sleep therapy, detoxing. Jy lyk vir nie so bekommerd. Die medical aid betaal 80%. Ek is bekommerd oor wie gaan kos maak en alles. Is jy nie bekommerd oor my nie? Ja, ek is bekommerd oor jou, maar ook oor my. Vra jou ma om kos te maak. And by the way, as ek terugkom, moet sy wegwees. Doctor's orders. Waar is hierdie kliniek? By Sun City. Is dit? Luister ma, ons pragtig af. As jy loof. Ek soek my kontaklens wat geval het. Hier is dit. Ag, dankie tog. Hoe kan jy my arme ma beskuldig dat sy ons afluister? Jou arme ma het ons afgeluister. Jy klink baie seker van jou saak, Miss Piggy. Jou ma dra nie kontaklense nie. Ronde bom met die kort lontjie.